Ek het met skool, ek in skool was nooit, ons het mekaar nie gevind nie. Ek kon dit nooit handle, dat jy in troppe en in lyne, in rye moet staan nie. Weet, my vrou was so goed daarmee, want sy het goed, ek het goed gedoen, kom ons maak 'n lang storie kort, die rystorie, as jy so in 'n ry moet staan en dan loop 'n juffrou of 'n meneer en kyk of jy nou reg is, jy weet, en al daai goed, dit het op my grensloos irriteer. En wat natuurlik veroorsaak het dat ek belangstelling ongelooflik in die skool verloor het. Ek het 'n hele verhaal, as iemand ons eendag nooi om te kom praat oor doen, hy dink sal ek vir humor goed te ingooi. Ek glo ek is nie uniek nie, maar my saak is tog ook uniek, maar ek gaan 'n saak uithou. So my in graad 7, dit was standaard 5 as ek reg. Ja. Toe ek baie goed teen standaard 3, 4 en 5, dit is daai wat nommers wat hulle nou gebruik. Ek kom ons hoor hoe ek praat. Ek het in skool hulle het my goed geleer, ek het later gesien ons kom ons regkom sonder die goed, maar dit het ek ongelooflik goed gedoen. Onderskeidings gekry en al daai goed. Maar nou julle het dit nou gelike, julle mense hier, maar toe breek standaard 6 vir my aan. En ek het vir myself gesê, Here, kan hierdie ellende in God se naam nie ophou nie. Hoe kan ek uit hierdie gevangenis uitkom? Hulle het gepraat van, my pa het altyd vir gesê, moenie die tronk beland nie, dan dink ek, maar is ek nie in 'n tronk, jy weet. So ek was heeltemal anders gewaier. Jy kan my pa ook maar vra, jy ken hom, hy sal vir jou sê, hy was anders gewaier. So net 'n bietjie humor, so ek moes oorleef, en toe ek in standaard 6 kom, jy weet, ons is ook van die gelukkige ouens wat, ons het in die laerskool Kaalvoetskool gegaan. Ek glo dit julle kan dit ook. Of ons met ons fietsse gery. 'n Kaalvoet of fiets. Kortbroek Kaalvoet. En ek het tot op leierskap gegaan daar, al daai goed, ek onderskeidings kry, alles, en ek het dit geniet. En toe standaard 6 kom, nou die eerste ding wat my suur gemaak het, was ek moes bus ry. En skoene dra. Ek moes skoene dra, ek moes bus ry. Ons het in Van Dykpark gebly na Boksburg toe, na die hoërskool toe. Nou ek was nie ge-worried oor die ontgroening en goed, ek het net gesê, is hier nie 'n korter pad na graad 12 toe nie, want die een meneer het vir my gesê, kyk, jy kry mos sport. Jy kry buitemuurs, hulle noem dit buitemuurs. Toe wou hulle my in 3 sporte insit, want ek is 'n atletiese ou gewees. Toe sê ek, meneer, as jy die buitemuurs, binnemuurs kan maak, dan sal ek deelneem. Met ander woorde, om het te verduidelik, ek is bespreek net van 8 tot 2, van maandag tot vrydag op skool. Dis al, na 2 is my dagboek geboek, nie vir jou wat hardloop, rugby, maar hy sê, Chris, kom man, ek sê, meneer, ek sal op een voorwaarde doen, jy vat sport, dan maak jy dit binnemuurs. En dan sit jy dit in 8 tot 2. Hy sê, maar hoe moet ek dit doen? Ek sê, jy sal sien, jy kry 2 periodes wiskunde somtyds 8, dan kry jy 2 periodes reken, dan kry jy 2 periodes, vir al hierdie, ek sê, maak van hy goed uit 1 periode, dan gooi jy rugby in die een, jy gooi 100 meter in die ander een. Hy kyk my so, meneer Geld, en hy sê, seker is, ek sal, maar kan dit ongelukkig. Toe sê ek, as ek jammer om dit nou vir jou te sê, jy sal my nie na 2 by die skool kry. So, jy verstaan, ek moes oorleef, oordat ek anders gewaier was. En toe ek in standaard 7 kom, net om jou te sê, toe besluit ek wil op 'n ding wat gebeur het, ek kan nie skool bank nie, want my pa is te streng, en die mense gaan vertel vir jou pa, my pa is 'n pastoor in die dorp, hy probeer ons naam hoog hou, en ek kan nie laat sê, ek weet nie goed, en ek besluit maar ander pelle bankskool en maak droog, ek kan nie, maar ek gaan en ek werk gemiddeld uit, as ek net per dag van 8 tot 2 in hoërskool, en die hoërskool het my ongelooflik geïrriteer. Daar was net een goue oomblik altyd in die bus as ons skool toe gery het, dan het hulle daai song gespeel, Footloose. Onthou jy daai lied? Dan sê ek, ag Here, nou voel ek sommer beter. Maar dan het ek afgekat, en ek besluit, ek gaan nie bank nie, ek gaan net 40 of 50% van 'n 8 tot 2 skooldag bywoon. In skool gaan ek bywoon. En ek spring om nou in 'n standaard 7, toe kom ek by, uit begin is in die eerste 2 weke, en ek lees die biologie juffrou. So as dan nou onderwysers of onderwyseresses, moet nou nie geoffended voel wat julle nou waarneem of hoor nie. Julle sal weet van ons oukies, julle het almal met ons ouens te doen gehad. En sy spring sommer weg hier bar, ons moet take vandag. Maar die ouens het take, my pa het altyd gesê, my een suster was net agter my in die skool gewees, Soekie.
En dan sê hy, my dogter, wat maak julle met my budget? As Chris in die standaard is, dan koop ek 1 pen, 1 potlood, 1 passerstel, 1 boek van alles, en aan die einde, eers volgende jaar, Januarie, koop ek weer goed. As julle na dieselfde standaard kom, moet ek elke maand goed koop, en ek moet dinge doen, en ek moet te kere gaan. Wie is besig om wat hier te doen? Hy dink toe eers, is hulle, wel ek kom elke keer veilig deur, jy weet. Yes. Maar okay, so dit is nou in standaard 7, sê die biologie juffrou vir my, luister, maar dis hoe ek op die stelsel toe afkom. Luister, julle moet take inbring. Nou, my ouers het take, ek het nou al vir haar verduidelik. Hulle mos hierdie kartonne gemaak. Dan plak jy mos, jy sê nou ook, julle het mos ook gedoen. Jy plak 'n mielieblaar daarop. En jy gaan plak Smarties daarop. Dit is die Sweets fabriek. En jy plak landbou weekblad en huisgenote. Ons mag nie huisgenote in die huis in elk geval, dit was 'n sonde om huisgenote. 'n keer was vir die duiwel, dit is okkulties gewees. So, ons het net die Here en die Bybel geken, maar ek is dank die Here toe daarvoor. En ek onthou die oggend toe ons daar aankom by die saak, toe moes dit afgehandel gewees het. En al my chomme, ek het altyd vriende gemaak met die slimste kinders in die klas. Is goed om met hulle vriende te wees. Ek dink jy was vriende met slim ene in die klas. Nou ek het ook so gehardloop, jy het 5 goeie en hulle raak boesemvriende. En ek kom agter maar al hierdie pelle vir my kom met sulke kartonne. Hulle maas bring, van hulle paas het vir hulle goed gebou. En ons moet die take inhandig by die biologieklas. Groot klaskamer. En ek het geweet dit moet so iets wees, maar die vraag was, daar was 'n vark wat ons moes verduidelik en dan was daar 'n blom wat ons moes gou leer hoe werk 'n blom en 'n blaar en 'n vark en sy darmes en sy goed. En ek het besef ek ken die antwoorde van die hele ding. En die aand voor ek die taak wat ons nou die ding, nou die man het 'n week voor die tyd al. Ek praat nou hoe ek oorleef. So hierdie is 'n stukkie net vir die wat belangstel. Ek gee oor 'n stukkie van my lewe. Dis hoekom hulle boeke oor my lewe skryf, maar baie negatiewe boeke wat hulle oor my skryf. So dit probeer spous, maar dit is sukkel om die dinge uit die blokke uit te kry. Maar nou dink ek maar ek gaan werk uit. Die antwoorde is belangrik. En ek vra die juffrou eendag sonder dat sy agterkom waarmee ek besig is voor ek die taak inbring. Ek sê waar lê die punte in die taak? Sy sê as jy die vark vat en jy gee al die antwoorde hoe hy van binne af tot sy vel en alles reg het. Ek gee punte of dit. Ek sê in die blom. Sy sê die blaar, die are in die blaar, die wortelstelsel, al daai goed. Ek sê maar waar lê die punte hier? Sy sê as jy die goed reg het, dis waar ek jou is 1.2 punte. Ek sê nee, is al wat ek wil weet. Dankie juffrou. En ek het die aand voor die tyd my pa se pastoor, daar's altyd skryfblokke en goed in ons pastorie. Daar's altyd pompier daar rond. En hy het 'n skryfblok gehad, jy weet 'n standaard met die lyntjies. En ek gaan skeer daai skryfblok pompier sommer so uit. Hulle skeer mos so uit. En ek vat 'n blou pen. En ek teken 'n vark bo aan. Nou enige ou kan 'n vark teken. Jy teken eers 'n klein sirkel, dan is die 2 dooitjies in, dis die neus en die gate. Dan trek jy 'n groter sirkel om die snoet. Dis die gesig, dan sit jy 2 oogies en dan vat jy ovaal en maak jy hom so, dan kry jy 'n krulstertjie en dan teken jy 4 sulke lyntjies, dan het jy 'n vark. Getraai dit. Ek is 'n kunstenaar, ek ken hierdie goed man. En die blom vat ek en ek teken 'n ronde sirkel en ek maak daai ringe om hom en ek teken 'n stam en 'n blaar, ek kon 'n blaar teken met al die aardjies en ek teken die wortelstelsel en ek trek 'n lyn waar die grond is bo onder en dan gaan ek by die vark en ek trek 'n reguit lyn en ek skryf al die antwoorde in. Al die antwoorde by die vark is daar, al die antwoorde by die blom is daar. Nou dit is hoe nou my stelsel basies geëindig het ook op skool. En ek in die oggend kom daai manne daar aan, party van hulle se paas kom met bakkies, 4x4 bakkies om hulle kinders se take in. En nou kom hulle in, toe hulle daai take in die klaskamer sit, toe lê dit so hoop. Nou dink ek by myself, haai shame, die arme juffrou, sy moet nog deur, sy gaan vat sy die goed huis toe. Waar, dis mielieblare en varkkoppe en goed, die sonne, een ou het sommer 'n sonneblom gevat. En daar die pitte lê, daar's 'n koketiel wat al moeg geëet is aan die goed man. Hy sê al gee vir my eerder weer iets anders. Dit is wild in hy biologie klaar. En nou sê die juffrou parkeer julle goed daar en
Ek het hom so in 'n vierkant opgevou hier in my binnesak. En sy sê, waar is joune? Ek sê, nee, daai is maklik, juffrou. En ek haal hom so uit die boossak en ek vou hom so oop en ek gee vir haar die, en ek sit hom maar tussen my massa staak. Ongelooflik, dit trek dadelik haar aandag, né? Ja. Sy sê, wat doen jy nou? Wat is die? Ek sê vir haar, juffrou, dis nou dit. Ja. En sy sê, nee, bring hy ding hierso. En sy gaan sit hom so vooraan neer. Sy sê vir my, wat het jy hier aangevang? Ek sê vir juffrou, dis my taak. Dis my taak. Sy sê, wat se ding het jy bo geteken? Ek sê, dis 'n vark. Sy sê, die ding hier onder, ek sê, dis 'n blom. Sy sê, ek kan nie uitmaak wat, sy sê, jou skrif, jy het hier geskryf. Ek sê, juffrou, in daai geval by die skrywer, ek sê, jou help. Ek kan my eie skrif lees, want ek kan nie uit vir alle praktiese redes skryf nie, vra my vrou. Ek sê, maar ek kan jou help. Die goed sê, daar wat ek geskryf het. En daai vrou word vir my boos. Sy glo op daai stadium, ek is besig om haar te terg. Ja. Ek is besig om van haar 'n grap te maak en vir haar 'n punt te probeer wys. In Stad 7, sy sê, ek kan nie dat jy die ding vir my gee nie. Ek sê vir haar, juffrou, as jy onthou, 2 weke terug, het ek vir jou gevra, waar kry ons punte op die goed? En ek sê, jy het vir my gesê, as ek die antwoorde reg het, kry ek 'n punt vir alles. Dit beteken ek het 100% vir die taak. Nou probeer daai arme mens vir my verduidelik, dat ek moes dit so laat lyk het soos hy pakgasie wat hy lê. Ons draai eventueel 'n lang storie kort op 'n wêreld van, waar sy vir my sê, ek is lamsakkig, ek is useless. Ek is, en hoe meer sy vir my dinge sê, hoe meer probeer ek vas sê, maar my goed is reg, man. Sy sê, maar kyk die moeite wat die kind, met ander woorde, met die sonneblom, en die een het gaan 'n ding teken, en 'n ander ou te vark oor by sy oom op 'n plaas in die hande. Ek sê by juffrou, die beginsel is eenvoudig. So, sy sê, jy het eers probeer om nice te teken nie. Toevallig net 3 klaskamers van ons af, was 'n kunsklas, waar hulle leer skilder het. Toe sê ek vir haar, ek sê, juffrou, as ek, dis die biologieklas. Ja. As ek daai goed moet doen, stuur my dan eerder na die kunstklas toe, dan sal ek enige tyd daar aanval. Maar as ek nie daar is nie, dan doen ek dit so. Daai dame, ek dink tot die dag, ek weet nie of sy nog leef nie, het my gehaat met 'n passie. En ek sê altyd vir pastoor Betty, dat ek die eerste dames gekry wat my begin haat het. En sy jaag by die klas uit. Sy sê vir my, jy sit jou voete nooit weer in hierdie biologieklas nie. Ek sê vir haar, 100%. Ja. Nou jaag sy vir my uit, en ek sal nooit vergeet die toe ek, nou ons praat oor doen daai ding, en ek moes uit oorlewing dinge doen. Ja. Toe ek buite op hy stoep gaan sit, toe gaan die hele skoolstelsel vir my oop, en ek besluit op 'n 50-50 saak, 50% niks doen nie, 50%, en ek sit so op die stoep, en ek sal nooit vergeet nie, ek het so kakie, so canvas rugsak gehad, wat ek so neergeplof het, en daai hele skoolgrond is stil, want almal is in die klaskamers. En hier voorby is klaskamers, maar jy sien die kinders se koppe so uitsteek. Jy het dit al gesien as jy na die badkamer toe gaan. Dan sien jy hulle almal sit so, en ek dink vir myself, wow, het die Here my nie geseën nie. Jaag die vrou my die klaskamer uit. Hier sit ek onbepaald buite. So elke keer as ons biologie toe gaan, ek kyk so oor die rugbyveld, daar's niemand op die rugbyveld. Ek kyk so, daar loop 'n meneer, hy moet iemand gaan sien. Wie laat dit raak so lekker? Ek begin not, ek begin dip. Die dame in die klas kom later agter, maar sy het vir my gesê sy wil my nooit weer sien nie. Ek kan nie vir 'n jaar lank elke keer daar buite sit nie. En sy roep my in die klas in. Nou dink ek, sy sien ek sit so, en nou sy kwaad. Nou sê wat ek raak aan die slaap op die stoep. Sy sê, kom hier. En ek kom in die klas, hy biologieklasse was groot. En sy sê vir my, jy gaan sit heel agter in daai klas vir die res van die jaar. Ek ignoreer jou soos 'n stopstraat. Yes, en ek sê, yes. En ek dink eers sy jok vir my, maar sy het by haar woord gehou. Hele jaar. En toe die klas, nou skoppel, nou hardloop ons die ding. Nou, hier omtrent 'n halwe jaar, toe ek nog niks in my skrifte gedoen nie, niks nie, maar ek slaag biologie. En ek begin stelsels uitwerk, ek moet nou oorleef. Ja. En ek kom agter, maar as ek die ding reg lees, kan ek by rekeningkunde ook dit doen. Yes. Die rekeningkunde juffrou was 'n jong dame geweest. Sy was verlief op 'n ander ou. Sy het 'n verhouding gehad. En ek sien as sy by die klaskamer kom, haar oogies
Blink so. En ek weet, ons het geweet, hulle is so op pad verloving toe, jy weet. Daar's tekens. En ek kom agter sy gee nie al volle aandag aan die rekening in 'n klas. En ek besluit ek gaan niks daarop doen nie. En ek los dit. Nou moet jy weer die helfte van die jaar, die ander kinders vra nuwe skrifte. Hulle goed, my tas lê letterlik, my boeke is splinternuut oorgetrek, vars. En ek sit later, daar was nog 3-4 ander goed wat ek so bestuur het, maar die twee nou hier, dat ek kom agter as hulle op hierdie ding afkom, word mense gefire. Juffrouens gaan hulle werk verloor, my paal gaan ingeroep word, want ek doen niks in die skool nie. Want by die rekening kan 'n juffrou, as sy ons goed begin kyk, move ek net rond in die klas. En 'n ou vra my, maar hoe het jy biologie, oorlewing? Jy praat oor oorlewing. Ja. Hoe het jy biologie en hoe het jy rekening en die ander goed ook geslaag? Ek sê man, in biologie het ek uitgewerk as die handboeke het samevattings gehad. As ek die eerste kwartaal se toetse gekry, dan dryp ek om so half. Dan sien ek die vrae wat hulle vra, toe kom ek agter in biologie, onthou die samevattings. Al die samevattings wat hulle daar het, is in 'n radius, in 'n toets in opgeskryf, in ons tyd nou. So as jy samevattings leer, en jy gooi 'n daart in die stelsel, moet jy slag. Sonder om die hele handboek of om goeters te doen. Ek slaag biologie, met daai juffrou en al. Die rekeningkunde was natuurlik baie interessant. Ek kom agter, na die eerste rekening vraestel, standaard 7, kom ek agter, hoe werk hulle punte, waar kry jy punte? En ek sien dat as hulle vir jou vraag vra, byvoorbeeld om 'n joernaal, of 'n grootboek, of 'n kwitansie, of 'n faktuur, of 'n cheque te skryf, as hulle vir jou 4 van die, hulle gee jou kwitansie en faktuur, 'n cheque en whatever, en 'n grootboek of 'n ding, as jy 'n datum inskryf, kry jy punte. Jy kry punte. En ek gaan kyk of jy punte kry. Dit is ons maklik om, jy kyk na die vraag en dan moet jy net die regte datum. Ek sien op 'n cheque, as jy op 'n cheque skryf, en jy skryf die bedrag wat in die cheque moet gaan, sê maar R600, moet die R net voor die ding wees, want die ouens nogal disleksies, en dan moet jy 600.00 skryf, dan kry jy nog 'n klomp punte. Dis maklike goed. Die vraag vra nou, heavy goed, hoe ran hierdie XYZ business? Ek gaan soek net al die goed. Nou as jy R600 op 'n cheque kan skryf, moet jy hom in woorde oorskryf, R600, wraggies, jy kry punte daarvoor. Die handtekening moet ek my handtekening gee, dan kry ek punte daarvoor. Dan vra hulle vir die grootboek of die joernaal, dan het jy die kolomme. As jy bo sê datum, in die reg, nie die datum nie, datum, kry jy punte daarvoor. Dan staan daar net langsom besonderhede, dan kry jy punte daarvoor. En ek gaan deur die hele lyn, en ek kom agter as ek standaard die goed doen, slaag ek rekening. Ek kry amper onderskeiding. Want ek voel net die regte, who cares about the guys, XYZ se business? Een het 'n piesang gekoop en hy 30, ek skryf net al reg, heerlikheid, maar ons slaag al hierdie goed. Op die einde van die dag, op die einde van die jaar, in kort, om dit weer klaar te maak toe, het ek 50% van 'n skooldag niks gedoen nie. Letterlik het ek dinge gedink, dat het so erg was, ek dank die Here vir my pa, en dat hy dit gedoen het, wat hy gedoen het. Ek is standaard 7 by die skool, het hy my gehaal, en hy het my laat homeschooling doen.